Vertel ons je story hier, uit op die koekplek. Laat die wereld niet meer wonder wie jij is. Laat je story opbring, gaan leef nou as pres. Leef as pres, laat elke dag tel. Leef as pres, laat jou lig verskil. Nou wanneer ou rugby gesels, dan is daar altyd die heroes wat op die veld is, maar mense vergeet baie vinnig dat daar's eintlik baie mense wat baie werk agter die skerms doen, en hulle kry nooit die medalje nie, hulle kry nooit die beker nie, maar dit is altyd belangrik dat hulle daar is. My naam is Koekies en welkom by nog 'n episode van Uit die Koekpluk. Nou vandag het ons die absolute voorreg, vriendin van my van bitter baie jare, Karen Visser, wat nou vandag van die kerk is. Karen, welkom by Uit die Koekpluk. Baie dankie. Ja, Lekker. dit is lekker. Nou, om mee te begin, dit is absoluut vir my voorreg, is lekker om saam met jou te kuier. Ek moet teruggaan na 1996 toe, So, waar ek het by Wesrand gespeel, yes. en toe kom ek Pirates toe, en ek loop myself vas in die Visser gesin. Ja, Hoe wonderlik is dit, en dit is lekker om oor hierdie tye te kom. ja, dis baie lank terug. Ja, as ek nou moet terugdink. Eeuwe terug. Kom ons stel die mense eers voor aan Karen, dat hulle eers verstaan wie is Karen. Jy kom uit Triomf Laerskool uit, Yes. en van daar af vorentoe hoërskool gewees. Ja. So dis maar jou wêreld, daar jy het in Johannesburg groot geword. Ja. Gebore, gelos, nog steeds daar? Ja, Dis lekker. dit is lekker. Dis baie lekker. Beskermde wêreld groot geword met jou ma en pa. Dis legends van Pirate Rugby, dit's legends. Paps was absoluut, maar ons gaan nou by hulle uitkom. Vertel ons 'n bietjie van jou hoërskool en laerskool loopbaan. Ja, laerskool was maar atletiek. Ek dink dit was maar my sterkpunt. Dit was ek en Pieter. Pieter was nie so groot op die atletiekveld in die laerskool nie. Hy was meer rappie, met die bal in die hand gebore. En ek dink dis waar 'n mens se liefde maar vir die sport ontwikkel. So ons was baie sportgeoriënteerd in die laerskool en hoërskool. Hoërskool nie so baie vir my nie, ek het sport gedoen, maar dit was nie my alles nie, want meer laerskool was dit my alles. So ja, maar dan ook, ek dink my ouers het verskriklik baie daarmee te doen gehad. En ek bedoel, ek dink ons het meer groot geword in hierdie Afrikaanse, regte, properse Afrikaanse huis waar op Saaldra sport. Jy's in die oggend langs die sportveld, vanmiddag sit jy voor die TV en jy kyk jou rappie en braai en dit was dit. Ja. So, dit is die omgewing waar ek groot geword het. Nie eendag spyt nie, ek dink ek het verskriklik baie lesse daar geleer. My ma, my pa was so steenpilare wat ek dink, hulle was seker die beste steenpilare wat ek ooit kon voorgevra het. Baie lewenslesse vir ons geleer, die goeie en die slegte. Natuurlijk. Ja, ek bedoel, en ek dink hulle het ons groot gemaak in 'n huis van ondersteuning. Want maak nie saak waar ons was en hoe ons enige sport, iets wat ons aangepak het eintlik, was hulle daar. As ek moet dink aan hoeveel duisende kilometers my pa agter ons aangeraai het, vir atletiek, en rugby, en hockey, en hy was altyd net oral, en my ma was altyd saam, sy het nooit sport verstaan nie, sy het nooit hockey reels geken nie, tot die dag van haar dood het sy nooit rugby reels geken nie, sy het nie geweet wat gaan aan in rugby nie, maar sy is daar. Sy is langs die veld, sy is daai silent emotional supporter. Want ek dink my pa was meer die verbal supporter, maar ja. Ja, dis was ons huis. Akademie en goeters, was jy baie sterk met die akademie, of het jy eintlik net lui gewees op dit? Nee, weet jy wat, ek dink akademie, ek was maar nog altyd 'n gemiddelde leerder. En my ouers het my nooit regtig, my pa se wys in die lewe was, jy hoef nie slim te wees om eers te kom nie, en jy hoef nie 'n A en 'n B en 'n C te kry nie. My pa het altyd vir my gesê, weet jy wat, my kind slaag net. Geniet dit en slaag net. Dit was altyd sy woorde gewees. En hy sal nooit
as jy nou slegte punte kry, van ons sê toch, dis die einde van die wêreld nie, het was altyd, ag, okay, volgende keer gaan dit beter. Weet so, daar was nooit druk van ons ouers se kant af op ons om te presteer nie. As ons wel goed was in iets in die laerskool, was ek regtig baie goed in atletiek, glo dit of nie. En ek onthou, ek was op die brink van Springbok klere, toe ek 8 jaar oud in atletiek. So, baie, my pa het ontsettend baie daarmee te doen gehad. Hy en my afrigter, hy lewe ook nou vandag nie meer Leon Burger. Maar hy en my pa was elke middag, as ek atletiek oefen, is hy daar. Elke dag, elke liewe dag. As ek atletiek, my pa het altyd of my blokke ingekap as ek wegspring, of hy het by die wenpaal gewag. So, toe Pieter nou bietjie groter was hy die een met die blokke inslaan, maar my pa wag by die wenpaal. Altyd. Ek bedoel, ek kan onthou, as ek lang afstandig hardloop, en dan my pa en my afrigter het sulke tekens gehad, so om die baan. As ek hardloop, ek kyk net vir hulle. So ek het geweet, dit beteken, okay, jy so rooi, wees rustig, of okay, jy moet bietjie spoed optel, weet, sulke tipe goedjies. So, ja, my pa was 'n baie groot steunpilaar in my lewe, my ma ook, maar hulle het al twee anderste tipe pilare gevorm. En ek glo dis waar ek vandag is. Daai twee mense het my gemaak vir wie ek is. Is dit nie so wonderlik om eintlik, as jy in die oomblik wat jy sport praat, en al doen jy dit vir 'n kort stuk in jou lewe, dis so belangrik vir jou groei in jou lewe as mens, want jy, dis al, ek wil dit in Engels sê, you always refer back to it. Whatever jy iewers in die lewe is en jy haak vas, en ek vat dit vir myself, dan gaan ek terug na 'n sportsituasie waarin ek, of in 'n verloor situasie is wat ons in wen, of 'n besering, of 'n wen hoe ek dit hanteer. So die sport is baie belangrik vir 'n ou se. Ek dink dit is baie belangrik, maar daar is soveel tipe sports vandag daar buite. So ek kyk, my seentjie is glad nie sports georiënteerd nie, glo dit of nie. Maar hy is 'n baie goeie gamer. En die hoërskool waarna hy belangstel, bied dit aan as 'n sport. Wow. E-sport, hulle noem dit e-sport. En toe dink ek, weet jy, ja, graag, hy het nou hierdie gaming world begin, en toe dink ek, hoe amazing is dit, dat jy daai kan omsit in 'n sport, waar jy ook tog maar lesse gaan leer. Natuurlijk. Want ek glo enige tipe sport, of jy nou skok speel of jy hokkie speel, maak nie saak wat jy doen nie. Dit leer jou 'n bietjie van kompetisie in die lewe, maar dit leer jou ook om die goed en die sleg te hanteer in die lewe. So ja, sport dink ek is baie belangrik, maar ek sê altyd vir mense wat nie, wie se kinders dalk nie sport georiënteerd is nie, dis okay. Because they will find their drift along the way. Exactly. Somewhere gaan hulle iets vind wat vir hulle daai goed sal kan leer. Absoluut. So, ja. Nou kom ons gaan na die Pirates toe. Pirates in Greenside en die vissers, en vir my was dit, ek gaan dit as 'n intro gee tot dit, want vir my was dit, ek gaan van hierdie Kreeusdorp en Monas en Afrikaans, en hier gaan ek na hierdie Engelse klub toe, en ek stap in, is net Engelse ouens voor, met all the respect to all of them, maar ek skrik myself semi dood, maar ek het die keuse gemaak om so toe te gaan, en hier in die agterkant sit 'n Afrikaanse gesin, so Afrikaners kan kom en die vissers, en hulle sê maar, kom in, ons sal vir jou lief wees, en julle was my gesin gewees, in Pirates, en wow, jou pa het my direk gevat, ek raak bewoon, want hy's 'n awesome ou, maar ek dink, dit wat julle gedoen het, was amazing, gee bietjie vir die mense, ek het toe ons 'n offset praat, toe vertel jy nog, julle het 'n kiosk ook gehad by Pirates. So ons het by Pirates eintlik deur Pieter, want hy het klaar gemaak met skoolrappie, en toe wil hy nie klaar speel nie, en toe het my pa eintlik vir hom voorgestel, kom gaan probeer jy nie Pirates in Greenside nie. So toe is hy daar begin, en ons was die heel eerste Afrikaanse mense in Pirates rappie. En ek dink hulle is eintlik nou net amper 'n Afrikaanse klub. Ek kan nou nie toe ons daar was dit omtrent net 'n Afrikaanse klub. Ja, baie Afrikaanse. Baie Afrikaanse ouetjies ingekom, maar ja, ons was dus die heel eerste Afrikaanse gesin wat daar, ja. Gesin in Pirates. So ja, toe het ons maar daar, Pieter het begin rappie speel, ons het maar net ondersteun soos wat ons maar altyd doen.
En ja, toe naderhand toe begin my ma, kyk my ma was verskriklik baie lief vir kosmaak. En as mense kon lekker eet en sy kry 'n geestie was lekker, dan was sy in haar element. Ja. So toe het sy naderhand, omdat my pa soveel jare toe nou deel was van Paris, so sy nou op die komitee, en my ma toe nou begin met die lekker eetgoedjies na die tyd vir die ander klub se bestuur en daai goedjies. So toe het ons daarmee begin en ja, en toe het ons in die kiosk ding ingegaan. Ja, dit was lekker tye. Harde werk, baie harde werk. Ek dink nie mense besef wat se harde werk is dit om 'n tuckshop of 'n snoepie of 'n kiosk te run en met kos te werk nie. Maar toe het ons dit gedoen vir baie jare. En ja, en toe het ons by die was van die treie uitgeëindig. Ek weet nie, het ons my ma daarby uitgeëindig. So ja, elke liewe week was dit ek dink 6-8 stel, ek kan nie eens onthou hoeveel nie. Dan is dit gewas en gestuisoft en opgehang en alles om het reg te hê vir die volgende wedstryd. En partykeer was daar 2 wedstryde in 'n week. So dan was jy trei tot 12:00, 1:00 in die oggend en hang op land, dit moet reg wees vir die volgende wedstryd. So Ek dink wat 'n ou vergeet van dit is, ek dink ons is vandag half bederf, treie word gewas, treie word teruggebring, maar julle treie ordentlik teruggebring. Daai goed was netjies op mekaar gepak. Dit was trei op trei was netjies gewas, gestryk, gepak, netjies daar aangekom. Ek dink baie daarmee het my pa daarmee te doen. My ma het die waswerk gedoen en die skoonmaak en al daai en die droog kry. My pa het die treie gepak in die sakke. Wow. Dit was sy werk. So hy het altyd daai opvou gedoen en hulle so gepak. Want vir hom was dit, as hy in die kleedkamer kom, jy sal weet, ek was nou nooit self daar nie, maar soos ek verstaan was die treie gehang en reg vir die oudjies. En dit moet reg wees, dit moet skoon wees, dit moet netjies wees, dit was gelukkig nie strykwerk nie, net mooi opvou. Maar dit was nie belangrik vir hom, was dit verskriklik belangrik en dit moet in orde gepak word. Jy moet nie nommer 15 by nommer 1 pak nie, dit moet in orde gepak word in die sakke. So ja, so in die beginjare toe ek nou daar kom, toe is jou pa nou bestuurder van ons onder 21. Nou kyk, pap se nie stront gevat nie. Kom ons begin by dit. Hy was 'n moeilike man, maar almal was bitter lief vir hom gewees. Hy het werklik waar indruk op almal gelos en hy het op en af langs daai velde geloop. As 'n bestuurder, hy het dit gehanteer soos sy eie span. Hy het nie en in dieselfde asem toe Pieter nou gespeel. Nou die wat nou nie ken nie, dis Pieter Visser van die Leeu's wat die general manager is by die amateurkant vandag. En dit is die amazing wat eintlik uit die storie ook kom en dit gaan nie oor Pieter se sukses nie. Dit gaan oor die feit dat hy die regte ding geleer en Pieter doen presies vandag die regte ding. Hy's vol nonsens en hy hanteer soos dit moet hanteer word. Daar word nie draaitjies gery nie. Maar jou pa gaan toe en hy hanteer daai span in dieselfde asem is hy 'n familieman, in dieselfde asem is hy Pieter se grootste ondersteuner, in dieselfde asem doen hy trei en so gaan julle werk julle half semi dood by daai plek. Ja. Dit was letterlik 'n maandag tot 'n Vrydag. Kyk, my pa het gedoen vir die liefde van die sport en vir die kinders. Kyk, vir hom was julle almal was sy kinders en sy seuns en as hy goed doen dan voel hy goed en dit is great maar net so goed soos jy sê, baie regheid toe die punt, hy sou jou baie gaga laat vertel het, as jy nie 'n baie goeie wedstryd gehad het nie, en hy was nie baie lief om doekies om te dra, dus hy was baie, jy moes om amper half om sê, jy kan nie dit so gesê het, jy moes dit als anders om gesê het, maar dit is wie hy was, omdat hy so groot liefde gehad het vir rugby, dink ek, hy was so passionate en ek dink dis hoekom het hy ook alles so gedoen. Ek bedoel, as ek terugdink aan al die ouetjies wat onderdeur hom as manager gespeel het, en ek dink nou terug aan, ek weet nie eers nie, daar so baie mense, ek onthou Gavin Toet en sy boetie Ellen, as ek reg kan onthou, hulle het my pa die bynaam van Pops gegee. Hulle het net hom Pops begin noem, en that's where it was, en almal het hom geken as Pops. As jy gesê het, meneer of Mr. Visser, dan sal soos in vies dit. Praat van Pops en ken almal. En laterand het my ma Mrs. Pops geword. So dit was altyd vir my so snaaks, want het was Pops en Mrs. Pops. En dan,
ons het maar net agterna gekom. Ek was maar net Karen. Maar dis my vraag, Karen, hoe moet dit vir jou wees? En ek vra dit vandag eerlik, as being in the background, want jy vat nie die glamour nie, maar jy's deel van daai span vissers wat daar aankom. Was daar wat jy gevoel het, yes, ek kan nou net nie meer rugby nie? Of is dit maar deel van jou lewe gewees? Weet jy, nie een dag nie, maar ek dink ook, dit was vir my, omdat ek in daai tipe wêreld groot geword het, was dit nie vir my, dit was vir my die normaal. Dit was nie vir my vreemd om op 'n Saterdagoggend op te staan en reg te maak, want ons moet 10:30 ry, want ons moet 11:00 daar wees, want 12:00 begin die eerste span speel nie. Dit was nie 'n vreemde ding vir my nie. Dit was ook nie vir my vreemd om reg deur die aand daar te bly tot ewertyd en aan huis toe te gaan nie. Dit was nie vir my 'n vreemde ding nie. Ek dink die dag toe ek my man ontmoet en ek begin besef daar's 'n ander wêreld as 'n rugby wêreld, dan begin jy besef, oh my word, is regtig 'n ander tipe wêreld. En ek het dit gesê, dit is vir my, in die begin was dit vir my verskriklike baie moeilike aanpassing. So ek sal vir hom gesê, toe ons nog uitgegaan het, jy wil ek gaan rugby toe, dan raai ek. Ek los hom by die huis. Jy gaan nie saam, jy kan bly, want hy's nie 'n sport, hy kyk sport, en hy kyk saam met my rugby, maar hy's nou nie soos wat ons was, langs die veld, elke naweek, met daai tipe ding nie. So, ek dink, toe ek hom ontmoet het, het ek eintlik besef, daar is regtig 'n wêreld buite rugby. En daar's regtig 'n wêreld buite om nie half jou lewe en jou tyd en jou naweke te beplan om 'n rugbyveld te doen. Maar, moeilike aanpassing, vir my. Ja. Omdat ek uit daai rugby wêreld uitgekom het. Maar ek dink tog, dit het my baie dinge geleer in die lewe. So, ek spyt glad nie. Sou ek die wiel wou terugdraai? Nee. Ek sou eenvoudig net gedoen het wat ek toe gedoen het, sou ek nou gedoen het, ja. Ja, want ek dink terwyl daar 'n purpose is, en die purpose is nou, Pieter het nou gaan speel, dan is daar nog vir jou half 'n rede om te gaan. Ja. Maar Pieter het toe hy 21 was, toe stop hy, beserings, issues, en hy pursued 'n carrière wat vandag fantasties, ek meen ek haal my hoed af, en hy het dit nie verniet gekry nie, hy het flippend hard gewerk om by dit uit te kom, om te weet waar hy is vandag, en tot nou moet hy nog hard werk, maar toe is Pieter nou uit die prentjie uit. Maar die vissers is nie uit die prentjie nie. Die vissers het nog steeds aangehou by die Pirates. Ja, want my pa was daar. Ja. En dit was weer eens daai ondersteuningsstruktuur van, ons moet hom ondersteun, want dit is wat hy, en ek bedoel, in die dae wat my pa begin siek word het daai tyd. En Donderdag en Dinsdae kon hy nie op daai stadium regtig self bestuur nie. Toe was ek nou nog die Uber driver ook. So dan vat ek hom. En ek gaan sit daar en ek lees my boek of ek doen vir die tydperk tot hy nou sê ek ons ry nou en dan ry ons. Ja. Maar dit was nooit vir my moeite nie. Dit was vir my, dit is wat ek moet doen. So ja, dit was nooit vir my. En ja, Pieter het nou uit die hele rugby speel wêreld uit gegaan en ek sê ek moet terugdink, hoeveel keer het Pieter beserings gekry waar hy nie kon regtig huis toe ry met 'n kar nie, maar daar was altyd iemand om sy kar huis toe te vat of hom huis toe te vat. En ja, dit is goeie dae, goeie memories vir my, amazing memories wat ek nie sal terugdraai nie. Ek sal regtig dit nie terugdraai nie. Ek dink ons het baie geleer, daar het baie goeie lewenslesse geleer daar. En ek dink die belangrikste lewensles was familie. Familie is die belangrikste, maak nie saak waar jy is nie, maak nie saak wie jou familie is nie. Familie is belangrik. Amen to that. Dit is absoluut daai, want julle was hierdie hegte gesin, en wat vir my so lekker was ek is ingelaat in daai hegte gesin, en wat, nou gaan speel ons wedstryde, dan kom ek nou af, en jou ma sal 'n punt daarvan maak, as ek nog nie kom draai het nie, dan sal sy sê, koekies, gaan roep Karen, gaan roep vir koekies, dan moet ek kom, dan staan daar 'n broodjie reg vir my, goedjies is reg, koeldrankie, soos haar eie seun. Ja. En dit was daar vir my, dit was nie... Maar dit was eintlik so op skool. Ek bedoel, as ek moet terugdink, gelukkig met ons sports, goed en tipe sport, ek en Pieter het nooit dieselfde tyd gespeel nie, so ons kon altyd
daar wees vir mekaar. Daar was die een dag wat ons sport geoverlap het. Ek het eers 'n span hokkie gespeel en hy het eers 'n span rugby gespeel. So hy sou al begin speel het, dan speel ek nog en daai dag toe ek beseer. Toe slaan hulle my neus vir my af. Ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het op daai paviljoen gaan sit met sulke blou. Ek het gesien, ek het letterlik gevoel hoe my oë sulke vetertjies word, soos my gesig begin swel. Maar dit was maar die belangrikste ding om seker te maak, ek sien hy hardloop op die veld en hy's okay. Ek het sy maniere geken. Ek bedoel, ek sou reg het vir my ma gesê, hy gaan nie daai bal oorskop nie, hy het verkeerd vasgetrap daar, of kyk, hy gaan nou, dis skepskop, kyk waar staan hy, ek weet waar hy gaan staan. Hy het 'n verskriklike amazing talent gehad, wat hy regtig tot die volle te gebruik het. Ek dink ek het nog nooit gehoor van 'n hoërskoolkind wat in een wedstryd 2 posisies speel nie. Dit hang op waar hulle is op die veld. Een oomblik speel hy loskogel, volgende oomblik sy heel agter. Daai tipe ding. So ek het sy ways geken. En ek sal dadelik vir my ma gesê, hy het seer gekry nou. Hy gaan afkom, daar's iets fout. Want ons het nie daai hegte. En ek dink ons is eintlik vandag nog so, alhoewel ons nie mekaar elke dag sien of ek bedoel, daar gaan 'n hele lang tyd weg wat ons mekaar nie sien nie, oor hy besig is en ek's besig en al daai. Maar daar sal daar wees wat ek nie die foon optel en sê, is jy alright, want ek kry net 'n gevoel, ek wil net hoor as jy alright. Dis daai familieband wat maar net nog vir altyd daar sal wees, maak nie saak wat. Ek dink wat vir my ook baie uitstaan is, jy praat dus oor Pieter en dit was vir my lekker om 'n kort rukkie saam met hom te kon speel. Ek dink Pieter het van die amazingste talent gehad, hy het 'n verskriklike boet aan hom gehad. Maar ja, ek dink hy het die maturity gehad toe hy bly seer kry om te sê, stop. Want jy gaan net erger en erger, en ek meen, ek kon baie onthou die frustrasie wat by jou pa was, elke keer as Pieter seer kry, nie oor Pieter nie, maar half, ek wens ons kan net hierdie besering uitkry voel, maar jou pa was taaf op Pieter, hy het met hom geraas, en na die tyd, daai skoppe, dan het hy gegaan en sê, hoorie, maar jy, so presies wat jy sê, jy het die verkeerde angle gevat, jy moes hier, jy moes dit, jy moes daar, maar nooit lelik kritiek nie, maar hy het hom gedruk na die stage toe, om hom sê, maar sorg dit uit, jy kan dit regmaak, jy weet, en ek dink dit was wat ek van jou pa baie goed kan onthou, ook met ons, hy sal kom en sê, Koekies, jy het nie geskram vandag nie, die eerste ding, paps, moenie, come on, dan sê hy, nee, jy sit jou voete, ja, jylle kennis van rugby, en jy daai kennis bygekry, jy het ook geweet. Ek het nou daar gesit en ek dink as mense lag so vir my, want ek kan onthou, Pieter het op 'n stadium op 'n Sondagmiddag hulle touchies gaan speel. Ek dink dit was by Tigers, ek kan nie onthou waar dit was nie. Ek dink dit was daar. En dan gaan ek saam. Maar ek skwaad, want ek kan nie speel nie. Ek wil ook touchies speel. So nou kan ek nie tussen die klomp manne speel nie, maar dit lyk ook nou nie reg nie. Maar ek dink as vroue rugby in my tyd so groot was, sou ek probably daar gewees het. Ek dink definitief. Ek dink regtig ek sou. Definitief. Maar ja, dit het nou nie so uitgewerk nie en dis great. En ek dink dit is 'n goeie ding dat vroue rugby vandag begin namaak. Veral hoe ons Springbok vrouens speel, ek dink hulle doen goed. Ja. Vir die min exposure wat hulle regtig tot dusver regtig gekry het, dink ek hulle doen goed. Ja, so ek dink dit was moeilik vir hom te dink vrouens speel rugby, want ons het nie in daai era groot geword nie. Toe ons het in die era groot geword, seuns speel rugby en cricket, dogtertjies speel netbal en hokkie. Daar was nie van seuns speel hokkie, dogtertjies speel rugby nie. Nou is dit iets vir almal. En is eintlik in 'n manier is dit vir my tog mooi, want daar is tog meisies wat baie feminine in hulle het, wat briljante sportvrouens is. Ja. So, ja, ek dink ons wil te vinnig sê 'n meisie wat speel is rof, of hulle, dit is nie so nie. Dit is die persepsie wat mense het om vrouens wat 'n rugby speel of 'n cricket speel of daai tipe sport doen, dis van daar bly jy weg, hulle is maar dit is nie so nie. Ek dink hulle daar's soveel mooi feminine vrouens daar buite wat dit ook doen. En ek dink hulle almal het daai vroulikheid tog nog steeds in hulle. So ja. Jou ma en pa, wat het hulle gedoen as in die day jobs? Wat was hulle? My pa het vir
die poskantoor gewerk en vir Telkom vir 35 jaar. Wow. Ja, dit was sy dayjob. So my ma was in die laerskool, het sy die snoepie gehardloop by die laerskool, glo dit of nie. En so sy was meer soos 'n half huisvrou en toe ons hoërskool toe gaan, toe besluit sy nee, nou gaan sy gaan werk. Toe het sy by Eerste Nasionale Bank gewerk, in die kredietafdeling, die call center. Ja, en glo dit of nie, ek was ook in die bank, Pieter was ook in die bank. Ja, en ek dink tog hy's Pieter daai tyd as hy besluit verander van hy gaan in die bankwese bly en nie die rugby routine gaan nie, wat ek dink sou hom doodgemaak het in elke geval. Absoluut. Sou ook baie goed gedoen het, want hy was baie suksesvol in die bank daai tyd. So, maar ek dink daai besluit dit was een van sy beste besluite persoonlik wat ek kan sien wat hy gemaak het in sy lewe. Karen, jy vandag, waar is jy? So, ek werk vir 'n versekeringsmaatskappy. Ons doen korttermynversekering, geniet elke minuut daarvan. Ons is 'n klein maatskappy, maar dis soos 'n familie. Ons het 'n culture wat ek dink baie min mense pas regtig daarin, want jy moet dis 'n baie anderste tipe dinamika as jy vir my wat van 'n koöperatiewe wêreld afkom in hierdie dinamika in. Okay. Maar dit is 'n baie lekker maatskappy, ons werk verskriklik baie lekker saam. So ja, ek is daar. Getroud? Getroud, Natuurlijk, ja. Getroud. En my my seentjie, ja. My seun, ek mag nie meer sê sien. Nee, mag nie meer Hy is sê. nou 'n seun, 'n jong man. Ja, hy's in Lou Geldenhuis. Hy is in Luggeldenhuis. Okay, graad 7 nou. Graad 7. So wat is die opsies nou van hier af? Watter hoërskool toe gaan hy? Klaar besluit Linden. Hy oorweeg nie eens 'n ander skool nie, so Linden hierdie is, I guess. Wow, dit is beautiful. En dit is 'n goeie skool. So Pragtige skool. Ja. Dit is hy. En nou vandag, as jy terugkyk sport, is jy nog betrokke met sport of jy was nie met trein nie? Nee, ek was glad nie met trein nie. Ek is glad nie betrokke by sport nie, glo dit of nie, maar ek geniet nog steeds my Saterdagmiddag game. Ja. Kyk, my skoonma was net so lief vir rugby, so ons het saam rugby gekyk. Dit was vir my verskriklik lekker, vir my verskriklik vreemd. Die manne het nie so baie van die rugby gehou nie. Dit was altyd ek en sy. Sy is ook intussen oorlede. Maar ek sien my skoonpa nou sal op 'n Saterdagmiddag. Maar dan sal hy vir my sê, "Hoekom het jy nie vir my gesê daar's rugby nie?" So ek moet altyd hom herinner, daar's rugby vanmiddag of daar's sevens of iets. Dan sal ons nou so saam 'n ou wedstryd. Maar jy kyk baie rugby nog. Ek kyk nie so baie soos wat ek gekyk het nie, maar ek hou ek kan nog steeds trek van wat gaan aan. Ek weet waar lê die spanne, daai tipe dinge. Maar ja, as jy nou 'n ma is met jou eie familie in huis, dan is die tyd nie altyd daar om te sit, maar ek probeer my geklaar maak sodat ek weet nou die Leo sal 'n goeie game speel. Dan sal ek vir oupa sê, weet jy moet onthou 4 uur speel die Leo, sit die TV op laat ek kan onthou dan. Weet daai tipe ding. So, ek kyk nog steeds my rugby. Ja, ek dink net ek dink die feit dat my seentjie is gebore en hy's nou nie 'n bal spelende hy's nie sports aangeleë nie en dit is great. Is nie 'n pyn vir my nie, maar ek dink dit is waar my shift gemaak is. Jy weet, waar ek moes al weggeskuif het van die rugby wêreld. Natuurlijk. Maar ja. Ek dink as ek en ek het dit as 'n intro vir myself gehad en dit is vir my so belangrik geweest toe ek werk om die voorbereiding vir die ek dink struktuur is so belangrik in enige mens se lewe en ek gaan dit 'n bietjie 'n langer situasie maak nie saak waar jy is, of jy nou vandag 'n besigheidsman is en of jy nou 'n rugby speler is en of jy nou 'n netbal speler of 'n tok-tokkie speler is. Tok-tokkie gaan jy moeilikheid kry, maar dat jy 'n struktuur agter jou het en ek noem hulle die unsung heroes, want ek dink wat ons as Pirates baie keer nie eens gedink het aan nie.
Jy het net by die game opgedaag en daar's 'n skoon trui vir jou, lekker vars opgevou, staan hy reg, trek my nommer 3 aan, gaan speel die game, kom uit, chuck hom terug in 'n sak en as ek volgende week daar kom staan hy klaar weer reg, maar ou vergeet dat daar's 'n hele struktuur. Iemand moet gaan waspoeier koop, iemand moet daai ding deur 'n wasmasjien druk, iemand moet hom ophang. Ek meen hoeveel trui het jy in jou lewe fisies met pennetjies opgehang is duisende en jy weet, ek onthou, ek het daarso by julle huis, dan hang daar, is daai drade so, en jy kon sien hoe baie plek vir truie was, en dis so belangrik vir my, en dis hoekom dit is vir my lekker om oor hierdie te gesels, oor ek ken jou as 'n vriendin baie jare, maar ook vir jou ouers, het ek ongelooflike respek, want dit is my ouers gewees, my rugby ouers gewees, en Pieter natuurlik is 'n baie groot maat vir my, maar ek dink wat vir my belangrik is dat mense moet, en maak nie saak op watter plek jy is nie, of dit in 'n skool is, of waar, daai ou wat daai trui gaan was, daai ou wat daai lemoene gaan sny, daai ou wat daai bottel skoonmaak of was, of koeldrank ingooi, of weet jy wat, net die lyne kom verf. Ou moet, you have to give credit to that as well. Absoluut. Ek dink, wat jy sê is so waar, dit is regtig so waar, en nie net dit nie, even daai ouers raas sit langs daai veld, en vir baie ouers is dis lekker, maar ek dink altyd aan daai arme sportsoutjie wat daar sit en hy het niks ouers vir haar is nie, en ons het hulle, ongelukkig. En ek dink dis waar my ma, my pa groot rol gespeel het, want my ma en my pa sou daai kind onder hulle vlerk ingetrek het, en hulle sou hom net so hard, of haar net so hard sou ondersteun het, as wat hulle ons as hulle eie kinders ondersteun het. En ek het dit gesien met my ouers, daar was altyd, as ons klaar 'n wedstryd speel, is daar so 'n groep kinders om my maale gewees. Dit was al hulle kinders, en my ma het vir almal gesorg, daar was altyd iets vir almal, altyd, daar was altyd kos, daar was altyd koeldrank, daar was altyd 'n sweetie, daar was altyd iets, daar was altyd, jy het seer gekry, hier's 'n gehekelde kombersie, sit onder die kombersie, of jy gaan na hospitaal toe, daai kombers gaan sal hom later kry, moenie worry nie. Ek bedoel, hoeveel gehekelde kombersies wat my ma gemaak het, was saam met ouens hospitaal toe, want hulle het seer gekry, of maar dit is die tipe mense wat hulle was net amazing. Nou dat jy praat van dit is, nou kom het dadelik by my op, hoe ons daar, kyk, Pirates is absoluut, seker een van die koudste plekke in die hele wêreld. Die koudste velde ooit. En dan kom jy daar so op 'n Vrydag aand, en nou toe jy dit sê, toe onthou ek, kom ek daar een aand kom ek, en ek sit daar so, en toe kry ek ook 'n stuk kombers, en 'n stuk duvet, en 'n extra baadjie wat daar was, there was always there, en dit is vir my die amazingste gedeelte van daai, en ek dink die ondersteuning, ek dink soms 'n mens vergeet hierdie ouens, mens vergeet daai, soos jy sê, daai tuckshop, ek meen, hoe sê jy 7:00 die oggend tot kyk, ons het maklik op 'n Saterdagoggend as die klein ou seentjies, ek bedoel, daai seentjie is so klein, hy kan nie eens oor die muurtjie sien van die tuckshop nie, jy sien nie die handjie, steek sy oor, dan sê hy, Tannie, kan ek hot chocolate kry, maar hy bewe so, en dan gee hy jou R2, maar hy soek 'n hot chocolate van R5, in my lewe sal ek nooit dit nie vir hom kan gee, en gee ek nou maar vir my hot chocolate, maar 7:00 in die oggend, ek bedoel, daai velde is nog so wit, van die koue en die ryp, dan speel daai klein mannetjies al, dan ons daar, dan sit deel ons koffie en al daai goed, en dan gaan ons deur tot wanneer die groot manne klaar gespeel, 7:00, 8:00 in die aande. Lang ure, maar lekker ure. Ja, nee, dit was lekker tye. Ons het daar by aan die einde van my eerste jaar daar, so toe is ons daar na 'n funksie toe het hulle nou die prysuitdeling gehad. En ek onthou, ek sê nog, want dit is vir my wyd om te ry, en ek sê nog vir jou ouers, ek gaan nie deur na hierdie, en jou pa bly sê, maar jy moet kom na hier, ek sê, oom, nie hierdie keer, hy sê, en die seat het reg gesit, ek het daar by julle gesit aan tafel, om uit te vind, ek het toe die speler van die jaar gekry daar, maar jou pa het dit saam met my gecelebrate, dit was vir hom net so goed soos wat dit vir my was, toe ek Leeu's onder 21 gekry het, jou pa het gecelebrate saam met my, was nie net, well done cookies nie, hy het gecelebrate, en ek wens so, daar's nog papse in die lewe, want rugby het dit nodig, ek wens so, daar's Maries in die lewe, jou ma, ek hoop daar's nog Karens in die lewe, en Pieters nog in die lewe, want weet jy wat, die vissers is wat die hart van rugby is. As ek sê visser, dan dink ek direk aan die hart van rugby, want dit is hoe mooi dit vir my is, en hoe special dit is.
Ja, So speciaal. Dis lekker om deel van daai familie, om deel te kan wees van daai familie. Ja. Ja, ma en pa is nou nog nie meer saam met ons nie, en wherever wel, ek salute hulle, want hulle was amazing. Maar hulle het altyd plek gehad vir nog kinders. ja, daai Ek bussie. dink, daai bussie was nooit te klein vir nog nie. En daar was net altyd nog meer geraai, altyd. Ja. En dit is vir my lekker. Dit is vir my lekker om te weet, hulle het vir my die grounds en die rules in die lewe geleer soos hulle dit gedoen het. Ek dink sonder hulle sou ek dalk nie geweet het wie ek vandag is nie. Ek bedoel, en dit is vir my belangrik. En ek sit baie keer in terugdink en dink ek, ja, Pieter het D&D by my pa geleer. Want en die snaaks vir my is, my vriende het altyd vir my gesê, trou 'n man soos jou pa. En ek het dit nooit regtig geglo nie, en glo dit, ek het 'n man getrou soos my pa. Wow. Hulle het presies dieselfde geaardhede, hulle is presies dieselfde mense, hulle verjaar 'n paar dae uit mekaar uit. En hy sal baie gedoen, en sal ek hom sê, "Jesus, dit my pa." Ek het hom nou net gesien. So Wow. dit is, ek het altyd gelukkig daai constant herinnering van, ek dink nie ek sal my pa ooit vergeet nie, maar jy weet, jy vergeet toch so met tyd aangaan. Ek bedoel, dis 13 jaar nou al hierdie jaar. En dan dink jy, en dan sal hy my herinner, ja, en dan dink ek, ja, dis waar hy was. Dis En my amazing. ma dieselfde. Ek bedoel, Dis ek sien amazing. baie goed van hulle. Dis amazing. Einde van elke koekblik, jy het dit nou al gesien, maar ek sal dit nou, maar ek sal die een van ons proppies gebruik. Ons gebruik die groot blik. Nou, uit die koekblik, nou as 'n ou nou teruggaan in jou lewe, dan het jy altyd met die koekblik, ek sal die bal so wegskuif, het ons ouma het altyd in hierdie, nou snaaks nog jou ma, was ook 'n liefe bak en alles. Ja. Maar het ouma hulle altyd, of mamma hulle altyd, het hulle in hierdie blikke het hulle koekies gebak. Ja. En dan word hierdie blik nou bo gesit, Op want die bo goed het nou in die beste icing en die beste goed. En ons het altyd probeer, hierdie as hulle weg is, winkels toe of kerk toe of whatever, en probeer ons nou Lekker hierdie oop oop kry, en ons kry nie die ding oop nie, en ons kry nie hom oop nie. En dan eventually as ons hom oop kry, dan kry ons die magic wat binne-in is, en jy kry die beste koekies. Nou, vandag as ek my koekblik oopmaak, kry ek die vissers, en dit is my lekker koekies. Dit is my lekker koekies om hierdie te eet, want soos ek jou gesê het, ek waardeer alles wat die vissers gedoen het, en dan salute jy, ek nou net die woord gebruik vir jou ouers, en Karen, ek wil vir jou dankie sê, dankie vir wat jy vir rugby gedoen het, vir my gedoen het, wat jou ouers vir ons gedoen het, dit het my gemaak, dit het my Pirates jare sterk gemaak, en dit het ons sukses gegee. Dis 'n groot plesier. So, salute die vissers. Baie dankie. Dankie. Waardeer. Dankie. Dankie. Vertel ons je story hier uit op die koekblik. Laat die wereld niet meer wonder wie hij is. Laat je story oopbring. Gaan leef nou as Chris. Leef as Chris. Laat elke dag tel. Leef as Chris. Laat jou lig verskil.
Vertel ons je storie hier uit op die koekblik. Laat die wêreld nie meer wonder wie jy is. Laat je storie oopbring. Gaan leef nou as Brus. Leef as Brus. Laat elke dag tel. Leef as Brus. Laat jou